Goeiedag broers en susters. Baie welkom by vandag se diens. Baie geluk ook aan al die pappas. As jy 'n man is en jy het al ooit vir enige iemand gewys jy gee vir hulle om en jy wil dit wat goed is hê vir hulle, dan sê ek vandag vir jou baie geluk. Kom ons bid saam en kom ons vra die Here om ons vandag te bemoedig en om ons aan te moedig. God ons Vader, ons sê vandag vir U baie dankie dat ons by U voete kan kom sit en dat ons vandag kan hoor wat U vir ons wil sê deur U Heilige Gees. Here, ons vra dat ons dit wat U vir ons wil sê nie sal verwerp nie, dat ons nie sal opstandig word daarteen nie, maar dat ons dit sal ontvang as goeie en wyse raad. Baie dankie dat U ons elke dag bystaan en inspireer en dat ons weet U dit ook nou doen. Amen. Vandag se skriflesing kom uit Matteus 10 uit. Ons lees vers 24 tot 39. Daar's twee vreemde woorde hierso. Die een is Asarius. Dit is net 'n baie klein hoeveelheid geld. En Gehenna, dit is die Griekse woord vir die hel. Ons begin by vers 24 op bladsy 13 in die Nuwe Testament. 'n Leerling is nie verhewe bo die leermeester of 'n slaaf bo sy eienaar nie. Dit is voldoende vir die leerling om so sy leermeester en vir die slaaf om so sy eienaar te word. As hulle die huisheer Beelzebul genoem het, hoeveel te meer nie die huismense nie. Moet hulle daarom nie vrees nie. Daar is immers niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en niks verborge wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, sê dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit van die dakstoepe af. En moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna laat vergaan. Word twee mossies nie vir 'n Asarius verkoop nie, en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle, selfs die hare op julle kop, is almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Daarom elkeen wat my voor die mense bely, sal ek ook voor my Vader in die hemele bely. Maar wie my voor die mense verloon, sal ek ook voor my Vader in die hemele verloon. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om 'n wig in te dryf tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se vyande sal sy eie huismense wees. Wie sy vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie nie sy kruis opneem en my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe behou, sal dit verloor, en wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit behou. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Toe ek 'n kind was, het ek dikwels gehoor daar's 3 onderwerpe wat 'n mens vermy. Julle weet wat dit is. Rugby, politiek en geloof hoort nie in beleefde geselskap nie. Dit was altyd vir my 'n vreemde gedagte. Hoekom mag ons nie gesels oor dit wat belangrik is nie? Plus rugby. Die verbod op rugby het in elk geval nie bestaan in my gesin of in my vriendekring nie. Ek was nie redelik polities eintlik betrokke tot in my 20er jare nie. Maar hoe kan 'n mens nie oor die Here praat nie? God is dan alles. God het dan die gras, die kalk, die rubber en die plastiek op die rugbyveld gemaak. God lewe in so baie mense in die regering en in die nasie waaroor daardie mense beheer uitoefen. Sonder die Here is daar niks. En later het ek die gesegde oor godsdiens bietjie begin verstaan. Ek vermoed dat baie mense se lus om oor geloof te praat gekoppel is aan hoe ligter hulle is. Dronk mense is mal oor teologie. Kan dit wees dat baie mense eintlik 'n behoefte het om oor God te praat, maar dit aktief onderdruk, voel hulle?
Ons weet miskien nie wat die reaksie gaan wees as ons iets van ons geloof deel nie. Ons is dalk bloot nie lus vir 'n gestryery oor ons eie persoonlike belewenis nie. Of miskien is ons koppe net besig met soveel ander dinge. Ons dink eenvoudig nie aan God nie. Ek weet nie van alle gelowe nie, maar Christendom ten minste was nog altyd omstrede en omring deur konflik. Ons het eers koppe gestamp met die sinagoges, toe die keiser en toe mekaar. Vir byna 200 jaar was daar 'n oorlog tussen Christendom aan die een kant en Islam oor aan wie behoort Jerusalem. Toe kom die reformatie en ons deel van die familie kry swaarde met die Katolieke Kerk. Vandag val die kerk haarself aan, nie meer met spiese en met swaarde nie, maar met woorde. Ons sou kon kyk na enige kommentare op Netwerk 24 onder net 'n berig met die woord kerk in die opskrif. Dit kan so oënskynlik onskuldig wees, soos 'n kerkgebou wat haalskade gelei het. Binnekort dra die lesers na persoonlike aanvalle. As ons gelukkig is die eerste 10 opmerkings beskaaf, maar gewoonlik is ons nie gelukkig nie. En dis nie hoe dit moet wees nie. Dis wel hoe dit is. En dis ook nie die soort verdeeldheid waarvan Jesus praat in vandag se skriflesing nie. Jesus sê dat familielede teen mekaar gaan draai. Hy kom dryf 'n wig tussen 'n man en sy vader. Wat 'n lekker vers om te lees op Vadersdag. Is dit nie? Maar onthou dat die konteks van Matteus die is van die vervolgde kerk. Soveel van Matteus se gehoor was eerste generasie Christene, miskien tweede generasie Christene. In daardie geval was familielede kwai vriende, omdat vir party van hulle Jesus hulle eerste prioriteit geword het. En dis hoekom daar konflik is. Vandag is die teendeel ongelukkig dikwels waar. Ek kan nie vir Jesus eerste stel nie, so ek kan ook nie my vriend aanvaar al verskil ons van opinie nie. Ek moet reg wees, ek moet hulle op hulle plek sit, en net mense wat dink soos ek is eintlik gelowig. Wat sê Jesus oor verdeeldheid? Dit wat hy sê, vir daardie tyd, was 'n hartseer, onvermydelike gevolg van disippelskap. Wat ons vandag beleef, is eerder 'n gebrek daaraan. En hier's 'n baie treffende beeld van God se liefde wat ons kry in vers 29 tot 31, wat soveel anders is as die res van die skriflesing. Jesus tref 'n gelykenis tussen mossies en mense. Hy sê God weet van elke mossie wat uit die lugheid dood neerval. 2 mossies is 1 asarius werd, min of meer is 16de van 'n denarius 'n dagloon. In vandag se geld beteken dit 1 mossie sou vir net so bietjie meer as R7.50 verkoop. Tog weet God van elke mossie en Jesus sê 'n mens is baie meer werd as 'n klomp mossies. En Jesus sê ook dat elke haar op ons koppe getel is. Dit is makliker om party se hare te tel as ander, maar dieselfde punt bly staan. God is geweldig, geweldig lief vir ons. En wat ek graag doen is om met my katte se tone te speel. Lana sit nie vir lank genoeg stil om dit met haar te doen nie, maar Jack en Kabous het die mooiste ou toentjie boentjie. En my pa, Kobus, my eerste pa, het dit altyd met my gedoen. Hy sal my so gryp aan die voet, as ek langs hom sit, dan werk hy hulle so een vir een deur. Hierdie een ken ek, daardie een ken ek, en dan kom hy uiteindelik by die klein toon uit, en dan sê hy, maar hierdie een ken ek nie, en dan kiel hy my toon. Ek dink ek was al in die hoërskool, julle, toe doen hy dit nog steeds met my. My pa het sy dinge gehad, maar ek het my hele lewe lank nog altyd geweet, hy was vir my geweldig lief. Die tradisionele beeld van vaderskap was baie streng en kon 'n bietjie koud ook wees. In baie boeke en films sal die skurk vir hulle pa sê, maar jy het nie een keer gesê jy's lief vir my nie. Partykeer is dit trots op my, maar dis dieselfde gedagte. Die antieke konsep van die pater familias, die man van die huis of die pa van die familie, het dikwels so gelyk. Hulle was partykeer meer van 'n werkgewer as 'n ouer gewees.
Hulle het dikwels net dissipline toegepas, en niks anders met die kinders te doen gehad nie. Gelukkig is dit vandag besig om te verander. Baie van die paas in NG Victoria West is nie bang om vir hulle kinders te wys, hulle gee vir hulle om nie. Toe ek die heel eerste keer by die koöperasie se expo was, toe help Tommy en Wille Barry die kinders om te skiet. En hulle het so mooi en so geduldig met die kinders gewerk. Dit sal my vir altyd bybly. Want die 2 Karoo boere het my verras. So ons moet weet, wat 'n soort skok was dit vir iemand in Matteus se tyd, om dit oor God te hoor. As die Joodse Christene dink aan God, het hulle gedink aan die berg Sinaai wat brand en wat lewe. Hulle dink aan God wat met Judas se vyande afreken na die ballingskap. Die beelde van deernis is in die Ou Testament, maar hulle is in die minderheid. Nou sê Jesus vir hulle, ag julle pappa het die hare op julle ou koppies getel. Selfs in ons meer progressiewe tyd, is die Here vir ons liewer as wat ons enigsins kan besef. Ons hoef nooit te wonder of God ons raak sien of nie. Ons hoef nooit te wonder, is God eers lief vir ons nie. Ek glo God het ons te lief om ons mis te kyk. So hoekom moes Jesus se hoor wat hy vir hulle te sê gehad het? Hoekom was dit belangrik dat hulle weet God is vir hulle lief en ag hulle belangrik? Ek dink vers 33 en 39 verklap iets van die vervolgde kerk se werklikheid. Daar was altyd die sosiale druk om jouself te distansieer van die kerk. Jy was ongewild, jy was uitgeskuif, jy was gestraf as dit kom by om Jesus te volg. Ons lees ook van mense in die Bybel wat vermoor is oor hulle geloof en ons weet dit sou later al hoe meer word. Matteus se hoorders en Jesus se gehoor het nodig gehad om te weet, maar God is aan hulle kant. God weet van hulle en God gee om vir hulle. Dit vra iets om Jesus hulle eerste prioriteit te maak. In party gevalle het dit hulle lewe gevra. Skielik lyk vandag se disippelskap nie meer so moeilik nie, nee. Ons tyd, ons rykdom en ons energie voel skielik na klein opofferings. Niemand van ons gaan vermoor word omdat ons 'n Christen is nie. Niemand van ons staan eers 'n billike kans om sosiaal armer te wees omdat ons geloof nie. Nee, regtig nie, want ons distrik is 'n gelowige gemeenskap. Mense hou van Christene wat leef wat hulle bely. Die kerk vat maar baie houe wat ons nie altyd verdien. Maar Matteus se mense was vermoor. Hulle wen ons in die toernooi van vervolging. So waarvoor is ons bang? Wat gaan dit my kos om vir iemand te bid, behalwe 'n paar sekondes? Hoe gaan my lewe in gevaar wees as ek vir iemand wys ek gee om vir hulle? Die vroue kerk het ten minste verwerping gewaag as hulle geloof met iemand deel. In baie gevalle het dit eerder uitgeloop op tronkstraf of die dood. Maar hulle doen dit in elk geval, want hulle gee meer as net 'n flenker om vir die Here. Elke dag daag die Here op by ons. God het altyd vir ons tyd, altyd vir ons krag en altyd vir ons lus. As my werknemers dan 'n kans of 2 waag, omdat ek sagmoedig is, wat dan? As die ou suurknol tevrede lyk omdat ek hulle anders behandel as hulle my, wat dan? As my familielid hulle sin kry, en ek nie, wat dan? Wat is regtig die ergste wat kan gebeur? Ek ly dalk 'n bietjie ongemak, maar ek kry kans om vir my Vader ietsie terug te doen. Ons sal nooit spyt wees wanneer ons die Here eerste stel nie. As God weet van die mossies en van die eerste Christene, dan weet God ook van jou. Dink net hoe bly ons Vader is as die kinders leef met die liefde wat hulle ontvang. Kom ons maak die Here trots. Amen. Ons Hemelse Vader, ons wil vandag vir U dankie sê vir al die geweldige liefde wat U elke dag vir ons gee.
Ons wil vir U dankie sê dat U Gees by ons is. Jesus, ons wil vir U loof dat U ons deel gemaak het van U huisgesin. En Here, ons bid dat U ons sal lei om elke geleentheid te neem om U disippels te wees. Here, daar waar ons 'n verskil kan maak vir iemand, help ons om dit te doen. Daar waar ons iemand kan opbeer, lei ons soontoe. Nie dat ons te bang sal wees, dat ons dalk 'n bietjie slegter of dalk 'n bietjie sagter gaan lyk nie. Want ons het eintlik niks om te verloor nie. Baie dankie dat U U kerk bewaar het deur soveel eeue van vervolging en van risie en van konflik. Dankie dat ons die toestande geërf het wat ons het. En help ons om dit te benut. Amen.